welkom by nog 'n koffiekuier. Dankie dat jy saamkuier. Rian, baie welkom. Dankie. Ons het verlede week Psalm 128 gedoen. Ons is besig met die pelgrimsliedere uit die Psalmboek en ons staan dan vandag stil by Psalm 130. Ek lees uit die 83 vertaling. Ek wag op die Here, 'n pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my opgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Ek dink ek kry iets van my ouderdom weg, maar toe ek 'n kind was daar 'n program op televisie 911 wat nou wat hulle dan het hulle so uitgegaan om mense te help wat mos maar geskoei is op die 911 van die Amerikaanse samelewing. Maar as dit is voor GPS en selfone, het hulle dan altyd gevra, een van die eerste of die tweede vrae was, wie is jy en waar is jy? Waar is jy gesetel sodat ons anders help hierdie oproep niks nie. En ek dink as ons Psalm 130 begin lees, is dit 'n 911 oproep en as ons vra waar is die psalmskrywer, dan sê hy maar ek is in die dieptes. Wat as ons nou na die woord gaan kyk in Psalm 69 in Jona, dan sien ons dit is iemand vertaal het met gaals water. Die dieptes verwys maar gewoonlik na water, omdat hulle geglo het in die water is mos alles wat sleg en boos is bly daar. So dis 'n hulproep na uit gaals water om te sê help Here, ek het U nodig. Ja, nou hierdie roep uit die dieptes is mos 'n algemene term wat ons in die Psalmbundel kry. Nou vertel dit Luther baie keer wanneer hy so met die duiwel besig was en die duiwel met hom besig was, dan het hy baie keer gevra, kom ons sing hierdie lied uit die dieptes. Ek dink uit dieptes gans verlore. Die uit dieptes gans verlore het mos 'n voortrekkerwyse in die ou liedboek. Ja. Ek onthou toe ons op skool was, het hulle dit vir ons ons spesifiek ek dink hulle het dalk ook die Kalfoot oor die Drakensberge iets daarvan beleef. Maar ja, dit was Luther se gunsteling, Calvin se gunsteling Psalm, en Wesley het ingestap waar hulle Luther se beruiming gesing het en eintlik nader na die Here beweeg. So in ons geskiedenis van gereformeerdheid het dit nogal 'n redelike sterk teologiese lyn geword. Nou, hierdie dieptes verwys gewoonlik in die Psalmbundel na swaar kry, beproewing en sulke goeders. Maar is dit interessant dat met hierdie pelgrimslied, ons het laasweek ook daaroor gesels met die vorige pelgrimslied, wat gesing is op pad na Jerusalem toe. Jerusalem wat 'n baie groot rol speel in die Joodse godsdienstbelewenis, nê? Maar hierdie diepte is 'n ander diepte as wat ons op 'n paar ander plekke in die psalms kry. Hierdie diepte word veroorsaak deur 'n sondebesef. Iemand wat kom en sê, dit gaan nie net my swaar nie, of ek word nie net beproef wat dit ook al is nie, maar ek is intens bewus daarvan. Ek is op pad nou Jerusalem toe, na die tempel toe. Maar op 'n manier is ek my kop nou besig met hierdie sondigheid van my lewe en ek gaan nou in die tempel toe en ek moet iets daarmee doen, dan roep hy na die Here en hy sê, luister tog na my Here, hoor my oproep. Want wie gaan staan daar voor U in Jerusalem met sy eie sonde? En wie sal staande bly as U moet oordeel oor ons sondigheid? En dan, interessant, verwys hy nie hier na God as die regter. Hy sê, as dit regter was, versteker nie staande gebly. Daar was ek diep in die moeilikheid. Daar was ek klaar veroordeel. Maar wanneer hy voor Christus kom staan, dan sit soos wat ons altyd in die teologie praat van Symbolus et peccator. Ek is tegelyk veroordeel
maar ek weet ook ek is vrygespreek. Ja, is interessant. Luther sê dat hierdie Psalm net sowel deur Luther geskryf kon geword het. Luther wat dan altyd staan op ons word deur genade gered en hy sê dit Psalm 130 gaan nie oor selfhelp nie. Psalm 130 gaan oor Here, ek kan dit nie self doen nie. Ek het nou u genade nodig. Wat nogal 'n diep teologiese kernwaarheid ook in die Ou Testament is. Ons dink altyd dit kom eers in die Nuwe Testament, maar hier kry ons nou Psalm 130 wat sê Here, maar ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek kan nie Jerusalem toe gaan en daar gaan staan en dink ek gaan oukei wees nie. U moet nou help. Ek het u nodig. En dis die diepte van sy nood wat hy roep. Hierdie is nie sommer net ek is in moeilikheid nou, maar as ek dit doen of dit doen of dit doen, dan kom ek uit my op 'n manier uit die moeilikheid uit nie. Hier gaan dit daaroor dat ek is so diep in die moeilikheid, daar's geen manier dat ek myself hieruit kan help nie. Daarom beroep ek na julle en ek herinner u daaraan dat as u oor my sonde moet oordeel, soos 'n regter daaroor sou oordeel, dan sou niemand staande bly nie. Dan sal vir my geen hoop nie. Wie sal dan nog bestaan as hy ons sondes in aanmerking neem? En dan weet ons mos altyd, as iemand dan sê, maar, dan kom hy eintlik 'n storie. Ja. Maar, by u is daar vergifnis. And it's amazing. Want mense soek vergifnis op baie plekke, maar laaste by God. Ja. En om een of ander duister rede lyk dit vir my dat mense is nog steeds by hierdie ding van ek moet myself eers op 'n manier uit hierdie gemors uit kry om myself more presentable te maak. Vir God, ja. Vir God. En die psalmdigter hier in Psalm 130 kom en hy sê nee. Ek kom sit eintlik so vuil en lelik soos wat ek lyk. Kom sit ek by die voete van die Here en ek sê, as u nie vir my genade gee nie, is op my geen hoop nie. En ek dink dit sluit aan by verlede week se Psalm 128, dit gaan goed met die mens wat die Here vrees. Daai vrees wat ook met dien vertaal word. En dit gaan daaroor, ons is nie bang vir God nie, maar jy daai absolute wete, jy is in die moeilikheid. Jy kan nie in God se heiligheid inbeweeg. En ek meen dit kom ons nou heeltemal uit Levitikus en Numeri oor God is heilig, ek is nie heilig nie. En wanneer ek in die heiligheid van God inbeweeg, het ek iets nodig. En die psalmdigter kom sê maar ek weet ek moet en ek weet wie u is en ek weet u is heilig en ek is nie heilig nie. Maar tog omdat ek weet wie u is en omdat ek weet dat u vergifnis is, kan ek in daai heiligheid inbeweeg, maar net as u sê dis oukei. En dit gaan nie uit dit wat ek verdien nie. Dit gaan nie omdat ek bang is vir God nie, maar dit gaan oor die kernwaarde van wie God is, wat vergifnis is. En voor ons dit nie verstaan nie, kan ons eintlik nie in God se teenwoordigheid inbeweeg nie. En ek dink dit is so belangrik dat mense besef, dit gaan nie hier oor 'n bepaalde sonde nie. Dit gaan oor die sonde wat 'n integrale deel van ons wese is. Ja. Ons doen nie net sonde nie, ons is sonde. En selfs ons beste poging is ook gekontamineer. En dan kom hy en sê, so iemand asseblief nie met ons ongeregtigheid omgaan met die doel om dit te onthou en ons daaroor te straf nie. Want ons is sonde. Daarom kom sit ons by en ons vra asseblief Here, u moet my genade gee. U moet my vergifnis gee, anders is daar my niks. Ja, ek dink dit is daar wat in die doopformulier is van ek is in sonde ontvang en gebore, wat eerste ouers, as jy tweede of 'n derde kind en dan weet jy dit is baie waar, maar eerste ouers kyk ons nou na die ou babatjie en dink daar's net geen manier nie. Maar ek dink wat ek altyd vir ouers sê, dit beteken ek kan myself nie red nie. As ek gebore en ontvang is in sonde, beteken dit ek het 'n redder nodig en ek dink dis hierdie belydenis van ek kan dit nie uit my eie uit doen nie. En ek weet nie hoekom
hoekom ons na al die jare nog steeds daarby vassteek. Jy weet, jy soek by almal vergifnis by wie jy eintlik nie vergifnis kan kry nie. By jou man, of by jou vrou, of by jou familie, of by jou vriende, of by jou werk, of kollegas, of wat ook al is, daar wil jy 'n verskoning hê. Maar ons is half onwillig om ek weet nie of dit iets te doen het daarmee dat ons God nie in die oë kan kyk en daarom voel ons kan so half wegkom met ons sonde nie. Maar eintlik, jy kan jouself nie eers vergewe nie. Daar's net een wat wil en wat kan, en dit is God. En ek dink ons moet dit neerskryf waar ons dit elke dag kan sien en waar ons elke dag daaroor kan dink. Ons God is 'n vergewensgesinde God. Maar ek dink jy, dis deel van ons sondige menswees dat ons dink God vergewe nie. Is dit nie deel van ons, want as ek net my kinders is klein, en hoe hulle sukkel met dat God net sal vergewe. Dis 'n baie moeilike konsep, en ek dink dis omdat ons uit 'n wêreld uitkom wat niks verniet weggee nie. Ja. En daar's altyd 'n soort van 'n storieetjie by die vergifnis. Ja, vergewe jou maar. Nie eers dit gaan doen. Ja, of ja, maar ek hou dit nog steeds in my gedagte. Nou, is interessant as die Bybel praat oor die Here ken al ons sondigheid. Maar hy vergeet dit nie. Hy besluit om dit nie verder voor oë te hou nie. Te ondersoek nie. Hy wil nie hy gaan nie hy gaan nie daar nie. Ja. Dis eenvoudig soos dit. Nou, en ek dink dis die belangrike hier, dat ons moet verstaan, as die Here ons een keer vry gespreek het, kan vrees en twyfel en ons eie bedenkinge oor die bevraagteken daarvan, en of dit regtig is, en of dit in volle is, en of dit regtig genoeg is, daai vraag kan gevra word, maar ek kan nooit die vergifnis van die Here herroep nie. Ja, dis Romeine 8 wat sê niks kan ons van die liefde van God skei nie, nie benoudheid nie, nie vrees nie, nie twyfel nie, nie dood nie, nie engele nie, bose magte nie. En kyk, ek dink deel daarvan is dat ons kultuur eintlik aangedryf word deur vrees. Ons moet vir ons bang wees. En as jy nie bang is, dis heeltyd iets gaan in jou ingeplant word. As hulle iets in jou inspuit, dan gaan dit vir jou van die Here afvat. As jy die verkeerde musiek luister, as jy na die verkeerde plek toe gaan, die heeltyd is ons besig om almal bang te maak. En Here sê, maar dit is nie waar dit gaan nie. Niks kan jou van my liefde skei nie. Hou op om so bang te wees. En dis ook 'n nuwe ding nie. Daar word vertel dat Luther self met hierdie ding gesukkel het, en dat hy gedink het, maar het ek genoeg vergifnis gevra, het ek regtig die vergifnis gevra, toe een van sy vriende van hom gevra het, nou glo jy Here nou nie in jou geloofsbelydenis nie. Toe sê nie, ek glo in my geloofsbelydenis, toe sê, maar dan moet jy mooi luister, want een van die artikels daarin sê, ek glo in die vergifnis van sonde. Ja, kyk, Luther het ek weet nie of jy oor daai fliek gekyk het van Luther, wat oor sy lewe gaan. En hoe hy, dan skrop hy die vloere, dan sê hy soveel goed op, dan kruip hy met die trappe op. So, hy het hierdie worsteling gehad van, maar ek dink dit is daai ingeleerde ding van, jy moet aflaat betaal, jy moet 'n reliksie in jou hand, wat hy die Want jy voel, dis die enigste manier wat ons regtig voel, maar ons kan dit nou glo, want ons het deel gehad daaraan. Ons het ietsie gedoen. Ek het nou nie varkworsies geëet nie. Ek het nou, kyk, ons moes nou 'n hele beweging rondom hierdie goeders wat my partymal so moeg maak. Ek het nou hierdie fees gevier. Ek het hierdie hulle praat van wat Hebreëse Christene. Dit's klomp add-ons wat bykom. As jy hierdie goedjies gedoen het, dan gaan jy die Here op die regte naam aanspreek. Jy mag nie sê God of Jesus nie, dit moet Abba of Jahwe, ek ken nie al die, maar daar Jahwe en Adonai. Allerhande bewegings. Ja, allerhande goedertjies. Wat vir my mooi is vers 6 wat sê, ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag op die môre. So seker soos wat die son môre opkom, so seker is God se genade. Want dit son kom altyd weer op. Dis een van die goed wat ek altyd in my huis sê.
geen krisis word in die nag opgelos nie. Wag dat die son môreoggend opkom, dan voel ons almal beter. En ek dink dis wat die Psalm sê, môreoggend as die son opkom, gaan dit weer beter. Ja, en dit is interessant oor hierdie hele wagte ding. Dat hulle dan sê, ons is onseker of dit hier gaan het oor militêre wagte wat die horison dopgehou het, om te kyk wanneer die son opkom, en of dit gegaan het oor die priesters wat gewag het dat die dag moet breek, dat hulle die oggendoffers kan bring. Die feit van die saak is, altyd van hulle het met 'n verwagting gekyk. Hulle het nie gewonder, gaan die son opkom nie. Hulle het net gesê, wanneer gaan die son opkom? En ek dink dis belangrik dat ons ook dit moet onthou. Ons kan nie, en ons hoef ook nie, ons moet ook nie heeltyd met hierdie ding sit van, is dit waar, gaan dit gebeur, kan dit werk, en sal dit genoeg wees nie. Dit is genoeg, glo dit. En as ons begin waar die psalmdigter begin, waar ek roep uit die dieptes uit daai donker moeilikheid uit, maar daar's 'n stuk wat van wanhoop na hoop toe beweeg, van ek is nou in hierdie donker, maar so seker soos wat die son môreoggend opkom, so seker is my hoop in God. En dit gaan altyd weer verby. This too shall pass. En ek dink ons moet daarin vashou dat God is definitief seker. Dis nie 'n onsekerheid waarop ons wag. Miskien dalk as die Here lus is nie. Nou, ek dink een van die dilemmas rondom die hele sonde ding is dat ons voel maar as die Here ons nou vrygespreek het, dan moet ons nou nie weer sonde doen nie. Nou dis mos nou nie moontlik nie. Ons is mos nou sonde, so ons kan eintlik niks anders doen as sonde nie. Maar nou doen ons nie sonde soos Paulus sê, sal ons al hoe meer sonde doen sodat die genade van die Here al hoe meer word oor ons nie. Maar wanneer gelowiges dan elke keer bewus word van hulle sonde, van hulle sondigheid, dan hardloop hulle terug na God toe, nie weg van hom af nie. En ek dink dis die wonderlike van die Psalm, want by hom is die verlossing seker. Hoekom? Want hy is troue liefde. Ek dink die oomblik as ons begin verlossing, vergifnis, hoop vestig op ons eie karakter, dan is ons in die moeilikheid. En ek dink dis waar ons vasdraai in vrees en bang wees en ek is nie goed genoeg nie en ek moet nog 'n bietjie doen en as ek hierdie ietsiekie doen, dan gaan die Here, maar my verlossing hang nie van my karakter af nie, dit hang van God se karakter af. En God se karakter is vas en seker en daar is die son kom op, God se karakter is daar. En ek dink dis waar die goed so half bietjie blurry raak. En ek het 'n mooi ding gelees. Daar in 1905 was daar so groot herlewing in die wêreld en te vertel hulle van 'n Walliser wat te midde van hierdie herlewing die opmerking gemaak het, daar is soveel vergifnis by die Here. Dis genoeg om ons bang te maak. Dit is mooi. Dis genoeg om ons bang te maak. Soveel trou en vergifnis is daar by God. Ja, dit is vergifnis uit genade alleen. En mens ek moet selfs in my voorbereiding, mense is al verras dat dit uit die Ou Testament uitkom. Dat dit so definitief is. En dit sê weer, dit is wie God is. Dis nie wie God geword het in die Nuwe Testament deur Jesus nie. Dis wie God nog altyd was. Maar as ek kan afsluit van my kant af, ek dink een van die besonder goed wat ek raak gelees het in my voorbereiding rondom hierdie Psalm is, die psalmis het sy geloof en sy hoop op die Here geplaas. Nie op die barmhartigheid en die verlossing wat dit sou bring nie. Hy het sy hoop op die Here geplaas. Hy het na die gewer gekyk voor die geskenk. En hy het geweet, as hy fokus op die gewer, kom die geskenk outomaties. En my laaste afsluiting, as ons dan nou sê, hierdie is 'n pelgrimslied op pad Jerusalem toe om in die teenwoordigheid van God in te beweeg, want dit was die denkwyse, God is in Jerusalem, hy is in die tempel. Dan gaan ons mos nou met 'n ander gesindheid Jerusalem toe in die teenwoordigheid van God en as arme ek
wurm in die stof, niemand is my lief nie, kruip ek nou hier in, as ek stap in as iemand wat vergewe is, oor wie die een is wat vergewe, nie oor wie ek is nie, en ek dink, dit maak, ja, dat die aanbidding anders lyk. Baie dankie dat jy saam geluister het, kom ons sluit af met gebed. Here, as ons na hierdie teksgedeelte kyk, dan word ons net weer oorrompel deur u liefde en u genade. Here, wil u ons denkwyse kom verander, dat ons sal weet dat u vergewe, dat u vergifnis is, en dat dit nie afhang van wie ons is nie. Mag dit ons nader na u trek, mag dit ons in u teenwoordigheid innooi met die wete, dat soos wat die son opkom, so is u lief vir ons, so is u liefde oneindig. Dankie Here, dat ons ook met daai liefde en dat die wêreld kan kyk, en mag ons met dieselfde vergifnis en genade gaan leef. Amen. Amen.